Okay, so wanneer ons eksponente vereenvoudig, veral die breuke, jou eksponensiële breuke, kry ons twee soorte. Ons het verlede week die een soort gedoen, wat jy een term onder die lyn het, en bo die lyn en een term onder die lyn het. Nou gaan ons hierdie week kyk, as jy meer as een term bo of onder die lyn het, hoe maak jy dan? Want onthou, jy kan net jou eksponentwette toepas, soos jy kan net jou breuke begin vereenvoudig, as dit net maal of deel is, maar jy kan nog nie as dit optel en aftrek is. Ons het dit mos nou al lank al geleer. Wat beteken, ek moet seker maak dat ek een term bo en onder die lyn kry. En hoe kry ek een term? Die manier hoe ek een term kry, die skill wat ek in graad 9 geleer het vir wanneer ek ook al een term wil hê, is ek moet faktoriseer. Kyk, dis hoekom ons so hamer op die faktorisering, want die faktorisering kan jou maak of breek vir die res van wiskunde. So dan kan jy die gewone wiskunde fyn doen, maar as jy nie kan faktoriseer nie, dan ry dit jou bietjie, maak dit jou wiele pap. Ok, so verlede week, en dieselfde is nog steeds geldig hierso, jy moet altyd seker maak, dat wanneer by die getalle wat x in die eksponent het, dat hulle geskryf is as 'n produk van hulle priemfaktore. Ok, ons moet werk met priemgetalle. Hierdie wat nie x in die eksponent het nie, dis fyn, hulle hoef nie geskryf te word in terme van hulle priemfaktore nie, maar daai is. Ok. Maar gelukkig almal van hulle is klaar, so ons gaan nou nie dit doen nie. So wat ek dan nou kan doen is stap 1, as ek klaar priemfaktore gecheck het, dan moet ek faktoriseer. So onthou al die faktorisering wat ons geleer het in graad 10 is nog steeds geldig hier, né? Onthou as jy faktoriseer, die eerste ding waarvoor jy altyd soek is 'n gemeene faktor. Maar dis party kinders kan baie maklik van hier af sien wat die gemeene faktor is, maar vir party is dit bietjie moeilik. So wat my voorstel sal wees, soos wat ons verlede week gesien het, is onthou, jou eksponentwette werk albei kante toe. So net soos wat ek kan sê, a tot die mag m maal a tot die mag n is gelyk aan a tot die mag m plus n, kan ek dit nou ook aan 'n kant toe vat. Jou eksponentwette werk beide kante toe. So ek kan daai opsplit. So ek gaan daai 6 gaan ek so los, en die 5 split ek op. Jy kyk hoeveel terme is daar in die uitdrukking in die eksponent. As daar 2 terme is, dan gaan jy 2 keer die grondgetal neerskryf. En die eerste term kom by die eerste grondgetal, en die tweede term kom by die tweede grondgetal. So die eerste een gaan net 'n x wees, maal die 5 tot die mag 1. So al wat ek nou gedoen het, is ek het nou maar net daai daar so gesit. Ok, dan minus 2 maal, en dan gaan ek nou daai opsplit, 5 tot die mag x maal 5 tot die mag 2, so hierdie is nou net so geskryf, en dan onder die lyn gaan ek dit skryf as 5 tot die mag x maal 5 tot die mag 3. Hierdie is nie noodwendig nodig nie, maar dit help vir die kinders baie keer as hulle sukkel om te sien wat die gemeene faktor is. Want nou is dit maklik, want onthou, nou is dit maklik om te sien, ok, maar daai term met 'n 5 tot die mag x, daai term met 'n 5 tot die mag x. So nou haal ek my 5 tot die mag x uit as 'n gemeene faktor, en onthou ek haal hom nie net, dis nie 'n minusom nie, ek deel hom uit. Want as daar byvoorbeeld sê maar daar net 'n 5 tot die mag x staan, dan daar nie niks oorgebly nie. Jy sou nie 0 daar skryf nie, jy skryf 1. Daar bly 1 oor, want jy deel hom uit. So hier bly daar oor die 6 maal 5 tot die mag 1, en by die tweede term bly daar oor 2 maal 5 tot die mag 2. Op 5 tot die mag x maal 5 tot die mag 3. En sien nou, is daar een term bo die lyn, een term onder die lyn. So nou kan jy twee goed doen. Jy kan begin uitkanselleer as daar goeders is wat dieselfde is bo en onder die lyn, en jy kan jou eksponentwette van die breuke gebruik wat sê, as jy deel, dan is dit die boonste eksponent minus die onderste eksponent. So daar kan ek sommer al klaar sien, daar is 2 vywe. Ek sou hulle nie voor die tyd kon uitkanselleer as daar 2 terme bo die lyn was nie, maar nou dat daar 1 term onder die lyn is, nou mag ek hulle uitkanselleer. En dan bly jy eintlik maar net oor, die kan jy nou net so intik in jou sakrekenaar, want dis eintlik nou 6 maal 5 is 30,
minus 2 maal 5 tot die mag 2 is ons nou 25. As ek 'n tikfoutjie, 'n berekeningsfoutjie begaan, sê maar net, maar in 'n geval dan kan jy nou jou ding begin vereenvoudig en dan kan jy nou nog verder vereenvoudig. So dit is redelik wat jy moet doen. Al wat hulle nou snaaks vir jou kan vra, hulle kan nou maar eintlik net die faktorisering 'n bietjie moeiliker maak. So daar is al bietjie moeiliker gevalle wanneer daar 'n 3 term is in jou eksponente. Okay, soos hierdie voorbeeld. Ek gaan nou nie hom uitwerk, ek wil net vir julle wys hoe om te maak. So nou sien jy. Ek het baie van die saamgekry dan verstaan ek dit. Okay, maar kom ek doen hom dan sommer vir julle. Okay. So hierdie ouetjie is my probleem daar bo die lyn, want onthou ons kyk maar so altyd eers as ons faktoriseer, soek ons vir 'n gemeene faktor. Maar daar's nie iets wat ek by al 3 my terme kan uitdeel nie. So dan moet jy kyk as daar 3 terme is en die eerste een se eksponent is dubbel die middelste een se eksponent, dan weet jy dit gaan 'n 3 term wees. So jy kan nou eintlik onthou die K-metode gebruik ons mos wanneer ons breuke net 'n bietjie wil, of wanneer dit wat daar staan baie scary lyk en ek wil dit net 'n bietjie eenvoudiger skryf. So wat ek nou kan doen is, ek kan nou daai net anders, ek kan sê kom ek vervang die 3 tot die mag x met 'n k en dan kyk ek hoe lyk dit. Dan kyk ek of ek dit nie bietjie beter kan faktoriseer nie. Maar nou hierso is 3 tot die mag 2x. So hoe maak mens nou? Onthou 3 tot die mag x, 2x is eintlik maar 3 tot die mag x tot die mag 2. Nee, want as jy iets tot die mag nog iets het dan maal jy mos die eksponente. So jy kan hom so skryf. So met ander woorde, daai 3 tot die mag x vervang ek met 'n k en dan is daai eksponent is nog steeds daar. So ek het eintlik maar net hierdie vervang nou met my k en dan is die eksponent nog steeds daar. Julle by met hom. Okay. Dan het ek die minus 6 maal die 3 tot die mag x wat mos nou my k is en dan plus 5. Dan kom bly die kwadraat. Want dis nie 3 tot die mag x, dit is 3 tot die mag 2x. Maar my waarde wat ek vervang het vir k is net 'n 3 tot die mag x. So ek moet hom 'n bietjie anders geskryf het, ja. So ek het hom net so opgesplit. Sien, nou lyk dit mos nou baie beter. Dis 'n baie eenvoudige 3 term. So nou kan jy hoef nie hierdie stap noodwendig vir hulle te wys nie. Jy kan net maar dit of jy kan, ek bedoel maar net, jy kan dit ergens een kant, dit hoef nie as deel van jou som te wees nie. So nou kan jy dit faktoriseer, dis 'n 3 term. So die faktore wat ek moet maal om vir my 5 te gee, en ek moet dit optel en aftrek om vir my minus 6 te gee. Gelukkig 5 het net 1 maal 5. En onthou, as die laaste een 'n plus is, dan beteken dit die twee hakies gaan dieselfde tekens hê, hulle gaan albei minusse hê. So albei gaan 'n minus wees en die een gaan 'n 5 wees, die ander een is 'n 1. 5 minus 5 maal minus 1 is 5 en minus 5 minus 1 is minus 6. Okay, so daar het ek hom en al wat ek nou doen, is ek vervang net my waarde van k, vervang ek terug daarso. So daai waarde, dan skryf ek nou net, want alwaaroor hulle worry, is dat jy dit kan skryf. So daai wat jy k vervang het, hoef jy nie noodwendig vir hulle te wys, jy kan dit wys as jy wil, maar jy kan nie hierdie stap skiep wat jy hom dan nou so skryf. Ek wil amper vir jou sê, sit daai maar vir jouself so een kant, maar hulle is gepla oor hierdie deel. Op, dan daai, hierdie ene, en nou sien, hierdie is nog 'n saamgestelde getal, so en hy het 'n x en 'n eksponent, wat beteken ek moet hom skryf as 'n produk van sy priemfaktore, so is 3 tot die mag 2, daai 9 raak, 3 tot die mag 2, en dis nog steeds tot die mag x, né? So ek het maar net die 9 nou geskryf as 3 tot die mag 2, minus 5 maal 3 tot die mag x, en nou sien ek, hierdie 3 tot die mag 2 tot die mag x, kan jy mos maar eintlik skryf as 3 tot die mag 2x,
Ek gaan nou net die stap weer uitskryf, net vir spasies onthaalwe. So ek kan maar daai skryf as 3 to die mag 2x. Julle raad nie wat ek nou daar gedoen het. Ja, so dan net daai wat in die geel is basies net apart. Ja, dit het ek apart gedoen in die geel. OK, en nou kan jy onder die lyn ook faktoriseer. En jy wil kyk 'n bietjie wat jy hier bokant het, want jy wil verkieslik as jy hieronder faktoriseer, hê dat een van jou hakies of jou hakie lyk soos een van die hakies hierbo wat sodat hulle kan uitkanselleer. En jy gaan sien, jy kan daar 'n net hierdie oorskryf. Jy kan 'n 3 tot die mag x daar uithaal as 'n gemeene faktor. En dan bly daar nog 'n 3 tot die mag x minus 5 oor. En sien julle nou lyk daai hakkie en daai hakkie dieselfde. En dan bly jy net oor met dit wat daar is. En dit moet jy dan nou so los, want jy kan hom nie verder vereenvoudig nie. Jy kan nie nou jou eksponentwette gebruik en dit deel nie, want daar's 2 terme bo die lyn en 1 term onder die lyn. So hierdie is jou moeiliker, hulle vra nie so baie van dit nie, hulle sal dalk een so ene vra, maar die wat ons op die vorige slide gedoen het, dis die tipe goed wat julle moet kan doen. Het julle nog enige vrae oor dit? Al die stappies mooi duidelik.